Hallo, ik is vandaag hier om mijn getuigenis te share met die wêreld daar buite. So, ek gaan dit in Afrikaans doen, maar ek sal dit ook post in Engels. Ek het dit mooi uitgetik, mooi uiteengesit, sodat ek ook self nie kan vergeet van enige datums en goed nie, want daar is tamelike datums betrokke met die hele getuigenis. So, ja, it goes nothing. Ek het in 2019 het ek begin met geweldige pyn, maagpyn. En dit het my hele lewe oorgeneem. Ek het pyn gehad wat ek nie kon beskryf het vir iemand regtig nie. Ek het konstant gesukkel om te eet, ordentlik te eet. As ek geëet het, dan het my maag baie gewerk of ek het as ek toilet toe gegaan het, dit gebloei ensovoorts. So dit was baie frustrerend. Dit het my lewe geaffekteer, my besigheid geaffekteer, maar meestal my vriende en familie ook. Almal was bang om met my iets te doen of uit te gaan ergens heen of datums met my vas te maak, want dit is altyd 'n kwessie van ek het seer. So dit is 'n ongemaklike situasie gewees. So ja, en ek het stadig maar seker begin dokters te gaan hier en daar en ek het nie 'n vaste huisdokter op daardie stadium gehad nie. So ek het maar tussen 'n klomp dokters getravel, kan jy maar sê. En elke persoon het 'n ander ding gehad. Die een was ek het IBS en die ander een was ek is lactose intolerant en die persoon het gesê ek is net totaal en al oorgewig. En ja, ek het self daai speech met my elke dag gehad. Ja, maybe is jy net oorgewig, maybe is jy net vet. En ek het dit vir die laaste 5 jaar so baie gehoor by mense. Jy moet oefen, jy moet beter eet, jy moet 'n beter leefstyl lewe en ek het dit alles probeer, maar ek kon net vir 'n paar dae eintlik ordentlik eet en dan die wiele afgeval. Dan begin die pyn van voor af en ek kan nie meer kos inneem nie, want my liggaam wil dit nie verwerk nie en dan leef ek op liquids, koffie en water en skooldrank, want dis al wat ek gevoel het gemaklik in my liggaam ingaan. En ja, ek het konstant gebloei, persoonlik nou, maar van agteraf as ek toilet toe gegaan het en ek het dit vir die dokters ook genoem en almal was of ja, maar maybe is dit net, jy weet, hemorrhoids, wat nou mense aanbaie. En ja, dit is nou maar wat hulle gesê het is en daar's nie eintlik iets wat jy kan doen omtrent dit nie en jy weet, jy moet net as jy hardlywig is, moet jy nie hard trek nie en al daai dingetjies. So dit het alles gebeur en dit was alles deel van die hele proses. So ek het dit afgeskit en met dit aangegaan my lewe en ek het meer en meer en meer geld spandeer op mediese goeders, mediese onkoste, toetse, bloede wat getrek het, allerlei goeders om te sien of daar iets anders fout is nie. En ja, gedurende die 5 jaar het ek 'n depressiewe mens geraak. Ek het iemand geraak wat ek nie geken het nie en iemand wat ek nie op trots is vandag nie. Iemand wat ek gehoop het ek nooit sou gewees het nie. Want ek was iemand wat mense gewoonlik na toe opgekyk het en wat mense kon gehelp het uit situasies uit. En skielik sit ek in 'n situasie waar ek self nie eintlik weet wat my fout is nie. En ek kan dit ook nie verduidelik aan mense nie, want dit is nie 'n fisiese ding wat mense sien nie. Al wat mense sien is die vet. Hulle sien net ek is vet. En dit was deel van my lewe. Dis wat ek voor geken was, dat ek is lui. Ek wil nie oefen nie, ek wil nie ordentlik eet nie, maar behind the scenes was die pyn ondraaglik en ek kon dit nie vir mense verduidelik nie, want ewen dokters het nie regtig ag gegee op dit nie. So ek het al meer begin bid en ek het vir die Here gevra, soos sit my net op die regte pad met die regte dokters, want ek kan nie meer geld spandeer op mediese onkoste van niks kom tot op 'n punt nie. En ek het toe begin om my mediese fonds uit te sorteer. En ja, ek het op 'n punt gekom waar ek bietjie meer gemakliker kon leef. Ek het agtergekom wat ek mag eet of kan eet en nie kan eet nie. En ja, toe in 2023, net seker maar dis so 'n regtery. Ja, ek het in 2023 het ek begin met 'n small group wat ek vir die sommer die kerk aangebied het of vir die kerk aangebied het, wat genoem word Bible School on Wheels, en ek het 12 vrouens gehad wat opgestaan het en hulle was onder my groepie ingeskryf. So ek was die leier van die groep, as mens dit sou kan noem, en ek het die kans gehad om hulle te guide en te help en jy weet vir hulle te bid en sovoorts. Maar wat hulle nie geweet het nie is dat ek het hulle meer nodig gehad as wat hulle my nodig gehad het. So vir daai 12 vrouens wat in my lewe ingekom het in 2023 het ek tot vandag toe nie genoeg woorde om actually dankie te sê vir wat hulle gedoen het, onwetend nie. Hulle het nie geweet al die pyn wat ek deur is nie. Hulle het nie geweet hoe ek voel en wat ek experience nie. En ek het aanhou kerk gaan, ek het aanhou vorentoe gaan vir gebed en ek het later ook begin bid vir ander mense wat siektes het en sovoorts. En dit is net asof niks met my beter gegaan het nie. My liggaam wou net nie gesond word nie en ek het gevoel dat
dokters is 'n hopelose opsie, dus dit help nie, ek gaan nog dokters doen nie. Maar ek was besig om my mediese fonds uit te sorteer en beter medies te kry en toe dit eventually uitgesorteer is, toe het ek begin na 'n dokter toe gaan. En ek het toe vir die dokter genoem en sy het toe eers iets getoets en sy het vir my gesê maar dit is toe nie, ek het toe negatief het, so daai toets wat sy gedoen het en sy het vir my gesê maar sy gaan my op medikasie sit om te help met die pyn en die medikasie het op daai stadium met dit heel alright gewerk. Maar toe in 2025, die 11de Junie 2025, het ek aan die bloei gegaan. Ek het begin menstrueer soos wat elke vrou doen en die salon was onmenslik besig. Dit was ja, ek lanklaas wat ek my salon gehad wat ek so besig was en wat al kliënte het ingestroom het en op die 11de Junie het daar 'n vroukie op my pad gekom deur 'n ander kliënt van my wat ek regtig baie liefhet en sy sê vir my maar wil ek nie hierdie meisie vat onder my vlerk in en haar help om op haar voete te kom nie. En ek was soos ja, sure, dis no problem. En ek het dit toe begin doen. Ek het daartoe geleer wat ek kon in 'n baie kort tydjie. En ek het my knowledge probeer oordra nou in 'n kwessie van 'n paar maande want in skielik nie 11 Junie nie, ek het nie 11 Junie begin menstrueer, skielik vir daai dit was die 11de Junie wat sy by my gekom het, wat sy by my begin werk het en op die 24ste Julie 2025, so nou omtrent 'n maand en something daarna, toe begin ek menstrueer en die maagpyn het vererger, maar hierdie keer was dit ietsie bietjie anders. My liggaam het anders gereageer en dit het my bietjie meer bekommerd gemaak, maar ek was gewoond daaraan om meer te bloei as wat gewoonlik, as wat 'n gewone menstrual cycle sal wees en dit het my nie te veel geplan nie, maar die pyn was baie ondraaglik. So dit het my lewe baie oorgevat. Ek het nie uitgegaan nie, ek het nie veel gedoen nie en ja. En in daardie tydperk toe is ek 'n dokter toe en sy het toe ondersoek gedoen, sy het my op 'n trip gehad en op daai stadium toe bloei ek al vir 8 weke aan een. En sy het vir my gesê dat ek is besig om te veel bloed te verloor, so sê my yster met toets en al daai tipe goedjies. En ja, die hoeveelheid bloed wat ek kan verloor, die beste manier hoe ek dit kan verduidelik is soos as 'n vrou 'n miskraam kry, daai was die hoeveelheid wat ek op 'n konstante basis vir 10 weke aan een gebloei het. So ek was in en uit by die hospitaal. Ek het die erns in daai tydperk was Afrikaans groot en ek en vriende het kaartjies gehad om te gaan en ons het gegaan en in hierdie tydperk was dit baie erg. Dit was soos hier by die 9 weke ongeveer en ek het die hele show basically deurgesit in die badkamer. Ek kon nie fisies die show kyk nie want dit het letterlik uit my uitgestroom en ja, ek het net gehuil en nog gesit en net vir gevra soos what is going on? Soos why? En ja, die volgende dag het ek opgestaan en ek het gestort, dis 'n Sondag, besig om klaar te maak vir kerk en ek het in die stort gestaan en ek het net weer gevra soos you need to do something, because ek kan nie, ek weet nie meer wat om te doen nie, ek kan nie meer die pyn hanteer nie, ek kan nie meer fisies aangaan nie, want ek wil ook gesonder wees, almal om my raak gesond en ek praat nie net van fisies gesond nie, maar soos emosioneel en daai depressiewe kant wat van my uitgekom het, wat ek nooit geken het nie, het skielik oorheersend geraak en ek kon dit nie verduidelik aan iemand nie. Ek het uitbarstings gehad, ek het emosionele breakdowns gehad wat onnatuurlik is. Dis nie wie ek was nie, ooit nie. En ja, ek het net gehuil in die stort en ek het vir haar gevra soos you need to help me. En ek is kerk toe en toe ons by die kerk kom, het ons almal gaan sit en ek het gevoel ek moet badkamer toe gaan en ek is toe weer badkamer toe en toe nou weer 'n paar goed afgekom en so voorts en ek is toe uit die badkamer uit en ek was op daai stadium baie swak. Ek het nie meer veel krag gehad nie emosionele krag nie fisiese krag nie. Ek was net, I was just done with it. En ek het twee van my kerkvriendinne het ek gesien, hulle was besig by die refill area, by die coffee station. En hulle het my nader geroep en ek het net in hulle arms ingesak en begin huil, begin skree soos ek huil. En hulle het my dadelik gehelp om te gaan sit en hulle het my gebid en my gesê als hulle okay wees en ek het probeer glo, ek het probeer vasdruk en net okay wees en vir die oomblik was ek okay en nadat ek klaar, ek dink dit was 'n koppie tee wat hulle vir my gemaak het en ek het dit gedrink en ek is terug in die kerk en toe ek myself nou kon beheer het weer en ek het gaan sit in die kerk en ek het net gevoel soos
ek moet hospitaal toe. En direk na kerk is ons dadelik dokter toe of hospitaal toe. Hulle het my op 'n trip gesit en het my in die hele 8 weke, ek het vergeet om dit te noem, in die hele 8 weke het hulle my op bloedstoppers gehad, so die bloed kan stop en kan gestol word. Ek was op 'n bloedstop drip ook gewees 'n paar keer en pynmedikasie en. En toe eventually, toe ek nou by die ER opeindig, toe het hulle my weer op 'n drip gesit om my bloedings te stop. En hulle het vir die ginekoloog wat op beroep was gekontak en voorgesê dat hulle moet my opneem want ek bloei al 10 weke en die goed wat uitkom lyk soos miskraam. Hulle het my getoets en seker gemaak dis die swangerie, alhoewel ek hulle gesê het dat ek is nie. Dit is obviously protocols wat ek moes doen. En as gevolg van die feit dat my bloeddruk toe nou normaal was, het die ginekoloog gevoel dit is nie die moeite werd om my op te neem nie. So ek is huis toe gestuur. En ek het by huis gekom en die volgende dag was dit nog erger. Die bloeding het net aangehou. En toe het ek begin rondbel en skielik het by 'n ginekoloog uitgekom en die persoon het toe vir my die 23 September 2025 sy kom my toe gehelp het en sy was nie op my mediese fonds nie, maar ek moes dit doen. Ek het nie 'n keuse gehad. Ek moes 'n ginekoloog gaan sien wat bereid is om op pad met my te stap en ek het gegaan en sy het my toe gesien en sy het vir my gesê dat sy vermoed dat daar is dalk griesels of endometriose of iets soos dit, maar sy sê dat ek kan sê sonder operasie nie. So ek het toe uitgevind oor die operasie ensovoorts en in hierdie tyd het my huisdokter vir my toe 'n verwysing gegee vir 'n dokter wat onder my medies val, 'n ginekoloog wat onder my medies val en ek is toe na hom toe. Ek het by hom aangekom, dit was die Vrydag die 26 September 2025. Ek is toe begin by hom getoets, hy het my weer getoets vir swangerskap, seker gemaak ek is nie swanger of was nie swanger nie of wat ook al, omdat hulle gedink het is 'n miskraam toe ek by die ER opgeëindig het. En as gevolg van die feit dat ek nie swanger was nie, wou hy toe onmiddellike operasie doen om te sien wat is aan die gang. So ek is toe geboek vir die komende Woensdag, die 1 Oktober vir die operasie. Maar maar die mediese fonds wou dit goedkeur hê. So by my huisdokter en my ginekoloog het motiveringsbriewe gestudeer en geskryf en alles gedoen wat hulle moet kon, maar niks bewerk nie. Ek het eventually, na alle medikasie wat die ginekoloog en goeders my opgesit het ek in 'n totaal van 10 weke en 5 dae gebloei en dit het net skielik gestop. Ek het so normaal as moontlik probeer aanbeweeg my lewe met die wonder van wat gaan aan. Maar ek het 'n hoë vlak van depressie of depressiewe gedagtes gehad en baie vrae gehad en goeders. Op oujaarsaand 2025, terwyl ek besig was om klaar te maak, het die vyand my totaal en al kom oordompel en vir my gesê, maar daar's geen meer doel vir my om te lewe nie. Ek het gevoel dat die aarde met my insluk en ek was op 'n punt waar ek net gevoel het dat is nie meer die moeite werd om mee te wees nie. Want weer eens het ek pyn, weer eens voel ek asof alles binne my net nie werk nie. My maag het so gepyn, ek kon dit nie beskryf nie. Maar gelukkig het die Here Sussie en Jesus op my pad gesit jare terug, baie jare terug, wat ek toe gebel het en sy het my stap vir stap deur het gepraat en sy het my gesê ek is besig om 'n panic attack te kry, maar sy gaan met deur het praat en ek gaan okay wees en ja, ek was bang en ek was onseker en ek wou nie gehad dat mense met my twyfel sien nie, want ek meen ons is op pad kerk toe, ons almal was op pad kerk toe en dit was 'n nuwejaarsdiens. En ek by die kerk aangekom en ek was nog steeds eintlik in 'n toestand, maar mense leer vinnig om 'n masker op te sit en net te sê soos I'll be fine. En ja, ek het gaan sit en die pastoor Jackie het in sy preek begin en dit het gegaan oor die getal 2026. En ek het geweet ek moes daar wees daai aand toe ek eers alles hoor. En ja, die nommer 26 het beteken Yahweh, I am who I am, Exodus 3 vers 14 tot 15. En door die aand, die 1 Januarie 2026, het ek vir die eerste keer my first fruit gegee met baie, baie geloof. Want ek het geweet dat as die medies in Januarie sou my operasies goedkeur, gaan ek vir 'n tamelike tydjie moet afgeboek word, volgens wat die dokters my genoem het en so voort. So ek het my first fruit gegee en ek het op die Here vertrou dat hy my sal deur te dra, dat hy my finansiëel sal dra en my sal help en so voort. En ja, ek het nie hoop gehad. Ek het weer awesome gehaal. Ek kon weer opstaan en aangaan vir 'n tydjie. Want ek het woord gekry dat God is by my. En as my pastoor so sê, dan weet ek God het dit vir hom gesê om vir ons te sê en ek het dit geglo. En ja, ek het aangegaan en
Die pijn, dit was daar, maar ik kon aangaan, want ik heb een beetje hoop weer gehad. En op die 12 januari 2026 is ek ingestuur vir die operasie. Die mediese het goedgekeur, of die mediese het goedgekeur die 12 januari. En die 14 januari 2026 is ek toe in vir 'n hysteroscopie en 'n skraap. Die dokter het gesê alles het goed afgeloop, maar hulle moes 'n paar poliepe verwyder het uit my baarmoeder, my cervix ensovoorts. En na ongeveer 'n week, nou ek begin gesond raak het, my liggaam obviously gesond geraak het ek van voor af begin pyn. Die bloeding het gestop. Na die operasie was al 'n bietjie bloeding, maar die bloeding het toe gestop en ek het hierdie ongelooflike maagpyn gehad. En skielik het ek onnormaal agter gebloei as ek toe gegaan het. En ek het my huisdokter gekontak en ek was weer terug na haar toe. Sy het my toe getreat vir inflammasie in my dikdarm. So dit sê my dikdarm is baie inflamed, so sy het my daarvoor treat vir nou en dan gaan sy my verwys na 'n dokter toe wat 'n kolonoskopie en 'n endoskopie kan doen. So dit het nou alles begin en alles was in werking gesit vir dit ensovoorts. En die 3de Februarie is die twee prosedures toe gedoen en op die 13de Februarie, 10 dae later, het die dokter gevra om my te sien, die dokter wat die laaste operasies gedoen het. Ja, ek het in sy kantoor ingestap en gaan sit en hy het my val gevat. Hy het agteroor gesit in sy stoel en hy het vir my gesê dat jy het beslis iemand wat uitkyk vir jou. Het die dokter vir my gesê en ek het geknik en gesmaak en gesê ja, weet. En hy het vir my gesê dat hy was 95% seker dat die gruisel wat hy uit my dikdarm uitgehaal het, verwyder het, kwartaardig sou wees. En dat hy sal vandag, op daai dag nou, vir my moes sê dat ek het kanker. Die poliep het byna 'n hele 5 tot 6 jaar gegroei. En dit is in die tydperk wat ek die pyn experience het en ervaar het en alles. En die poliep was so groot dat hy my hele darm toegemaak het. So soos my darm so gelê het, het hy die hele binnekant toegemaak. En my kos kon letterlik in 'n gaatjie van 'n millimeter verteer het. En dis hoekom ek nie kon eet nie. Dis hoekom ek nie kon gemaklik lewe nie en hoekom ek konstante pyn gehad het en alles. En hy het vir my gesê, maar ek moet vir die foto's wys en hy wys toe vir my die foto's en dit het my verstom. En hy sê vir my, maar dit is nie kanker nie. En hy was geskok want hy het my gesê dat hy het nog nooit in sy lewe so groot poliep uitgehaal by 'n vrou wat so oud is as ek. En dit is nie kwartaardig nie. So ek het geweet dat daardie sand in plek geval en sy werke is gedoen en ek is genees as gevolg van dit, want tegnies moes ek kanker gehad het. En ek was so stom en ek was weggeblaas deur God se goedheid en vandag wil ek wees soos die mens wat ek eintlik is, die Nadia wat ek weet God my voor geroep het. Ek kan weer loop sonder om seer te hê, ek kan swem, ek kan buk, ek kan goed optel, ek kan weer beweeg. Ja, dis onbeskryflik. Maar voordat ek het vooruit hardloop, my opvolg by die ginekoloog het ook bevestig dat ek het 'n klomp poliepe gehad. Alles is getoets, maar alles was skoon. So vandag deel ek my storie in 'n netedop. Dis net 'n kort weergawe. Ek weet dis 'n lang video, maar dis net 'n kort weergawe. Maar ek wil vandag publicly vir die Here sê dankie vir sy genesing. Dankie dat hy my op die pad gesit het van die regte dokters. By die instrumente was ja, maar ek weet dat Jesus het my genees. Want voor beide operasies, alhoewel ek 0 per mond moes wees, het ek nagmaal geneem. En ek weet dit is eintlik wat die genesing gebring het. Ek weet dit. Ek weet dit want ek weet dit. En ja, so ek wil net vandag sê vir elke dokter daar buite wat nog steeds elke dag baklei vir hulle pasiënte wat regtig moeite doen. Dankie. Aan my spesifieke 3 dokters, my huisdokter, my ginekoloog en ook my kolonoskopie dokter, ek is nie seker wat mense noem nie. Ekskuus, maar dankie vir hom ook. En dan aan elke persoon wat my ingecheck het, vir my gebid het, wat gevra het of ek okay is in hierdie tydperk wat ek nou af was, want ek is nou lank af met die operasies en die genesing en alvoorts. Dankie vir julle incheck. Aan my vriende en my familie wat my gedra het hierdie tyd, dankie en my bygestaan het. En dan hy wat totaal en al my besigheid moes oorvat, wat moes gesukkel het om aan die gang te kom, want sy was nog steeds onseker. Dit was skielik op haar en dit was skielik op my en ek is nie reg om almal dadelik te laat weet nie. Daar was kliënte
wat skielik moes uitgevind het ek is nie meer daar nie en ek moet ingaan vir operasie en so dit het baie admin goedjies bevat. Maar ja, sy's 'n trooper, sy het dit hanteer en ja, daar was 'n paar glitches en goedjies en kliënte wat moeilik was of dinge wat gebeur het of dan hy het 'n paar foute gemaak, maar ons almal bly mense en ons almal maak foute. So dan hy dankie vir jou hulp, dankie dat jy my salon aanhou hardloop het. En dan in Christchurch Barrow, baie dankie vir julle leadership, dankie vir die pastore wat so vir ons bid, wat ons dra sonder dat ons dit besef. En dan vir die 12 vrouens in my small group, vir julle wil ek baie dankie sê dat julle onwetend my bygestaan het. En vir my gebid het as ek die nodigste gehad het en as ek 'n afaand gehad het, dat julle daar was vir my. Dankie. So ek deel dit ook vir net een persoon of meerdere persone wie ook al dit nodig het om vandag te hoor dat al voel jy daar is nie meer hoop en jy is verwagtend op mediese onkoste of finansiële deurbraak. Ek is ook verwagtend vir finansiële deurbraak. Ek is leeg, my bank is leeg. Maar ek weet dat God kan ons dra. Al voel mense hopeloos. En ek besluit vandag op die 1 Maart om oor te begin en om God toe te laat om my liggaam en my lewe te lei soos hy dit wil doen. Hierdie doen ek vir die mense daar buite wat vandag dit moes hoor. Ek het 'n paar uur terug het ek my hare als afgeskeer en dit was spesifiek gewees vir iemand wat ek verloor het toe ek jonger was aan kanker. En oor hierdie laaste paar jare is daar soveel mense naby my, kliënte en vriende en so, familielede wat dood is aan kanker, selfmoord, hartaanvalle, nog baie ander dinge. So ek doen dit vir hulle ook. Ek doen dit vir hulle. Ek gee my getuienis vir hulle ook, sodat hulle kan weet dat daar is hoop. En dalk het jy onlangs die nuus gekry dat jy toets het positief getoets. Ek doen dit vir jou ook. Maar moenie hoop opgee. Byt dit nog 'n dag vas. Hy is daar. En dan meestal wil ek vir God dankie sê. En sy naam weerlik, want dis net hy wat dit moontlik gemaak het. So vandag kies ek 'n nuwe liggaam, nuwe hoop, nuwe vryheid en 'n nuwe asem. Want Yahweh is my God. En mag jy vandag deur my storie sien wat dit is as God se naam reg gebruik word. En as ons deur hom asemhaal. Mag God jou asemhaling wees van nou af. En mag jy nooit weer enigiets in die lewe aanpak sonder hom nie. Dankie dat jy gekyk het. Share asseblief die video en as jy dink iemand het dit nodig, share dit asseblief. Ek gaan dit in Engels tik en ek sal dit post by die video, sodat enigiemand wat nie Afrikaans verstaan nie, daar moet ook gaan kyk. Of kan lees. Maar dankie dat jy gestiek het en dankie dat jy gekyk het en just dankie pap. God's got us. Okay. Lief vir julle almal. Bye.